Goeiemôre, good morning, dis wind, dis weer, dis water, die son skyn wel weer later, né? Altyd 'n showtjie. Altyd. Elke oggend, Pieter, ons is so mal oor jou. Dankie julle twee, julle lyk pragtig, uitgerus en uitgespaar. Dankie. Baie Dankie. Welkom by Maandag. Today is the 17th of November and we are celebrating two queens today. In 1558 on this day, Queen Elizabeth I ascended to the English throne, and today in 1980, the Queen of country music, Dolly Parton, released her 23rd studio album titled 9 to 5 and Odd Jobs. My, 23rd! ek kan dit toe nie al. glo nie. Sjoe, sy's goed. Maar net so vinnig voor jy aangaan, daai rok het nie baie gemaklik gelyk vir die eerste queen nie. Nee. Het julle dit gesien? Dit het destyds nie gegaan oor gemak nie, Pieter. Maar okay, glad nie, duidelik nie. Okay. Alles oor statigheid. Well, let's en continue with the show then. Wel, laat ons Tannie Dolly nou maar trots maak en aan die werk spring. In vandag se episode gaan die sogenaamde wardrobe coach, Madeleine Rousseau, ons leer om ons handsakke te organiseer. Ek dink dis nogal iets waarvan almal moet weet. Die skrywer Cindy Norcott kom gesels oor haar nuwe boek, The Weight of Hope. Ons bespreek die naweek se Wonderboom ligskou. Die akteurspaartjie Eloise en Niels Klaasen vertel meer oor die teaterproduksie Die Wolf, die Prins en sy skoonma. En sonder onderbroeke kom sorg vir musiek. Maar ons begin egter eers met ons oggendpraatjies. Pieter, jy's eers aan die beurt en ons kan nie wag nie. Sonder onderbroeke. Ek wil nog steeds met daai manne gesels hoor. Die waars, die wanneers, die Jou hoekoms. beurt kom, Pieter. Ja, jy het nou vandag die geleentheid. Hoor jy, julle het seker mooi die storie gevolg van rowers wat onlangs toegeslaan het op die Kunsmuseum in Parys. Ja. Ja. Ek kan nie glo in die hedendaagse tyd dat so iets gebeur het en dat hulle die ouens nog nie kon opspoor nie. Kon julle dit al? Ek dink daar is so een of twee verdagtes vasgekeer. O, is dit? Ja. En toe word dit, want jy weet die internet kan niks ernstig opvat nie. Hulle mugshots is nou toe Bekend gestel? bekendgestel. En die mense is redelik aantreklik. And then people were like, if anyone wants an alibi, I'll just say this guy was at my house when the loop was being robbed. Daar's dalk hoop vir die misdadiger in ons volgende storie, nou dat jy praat van die mugshots. Suid-Afrika het ook onlangs onder kunsdiewe deurgeloop in New Bethesda. Is daar groot ontsteltenis nadat Beverly, 'n geliefde kunsinstallasie uit 'n plaasdam op die Doornbergpad verdwyn het. Kunstenaar Reino Greef het die winkelpop teen 2 of wat jaar gelede raakgeloop, haar in 'n swembroek geklee en in die dam gegooi. Nee, geplaas. Sy het baie vinnig 'n plaaslike legende en 'n gewilde fotopunt geword. Toeriste het nou maar meer ook daar na haar toe gegaan as die uilhuis waarvoor New Bethesda ook baie bekend is. Maar sy het nou weggeraak en die mense daar by New Bethesda toerisme sê asseblief, ons het nou die dam deursoek, ons het alles gedoen, maar Beverly het nie gesink nie, sy het nie geduik nie, sy is net weg. Daar's geen teken van haar nie. Daar's ook geen kameras in daardie deel van die dorp nie, so niemand weet nie. Illingworth, 'n dame daar by die toerismekantoor, sê die gemeenskap wil net hê Beverly moet terugkom. Al word sy net stilletjies iewers vir ons neergesit. Mense kom nie net vir die uilhuis nie, hulle kom ook vir Beverly. Ja. Enigiemand met weet waar Beverly is, kan New Bethesda Toerisme kontak by 082 820 1166. Wat dink julle, was dit dalk studente? Ek dink so. Ek dink mense, jy weet mos vir my in 'n poetsbak storie. Maar ek dink mense dink dalk dit is snaaks en hulle gaan dit vat en dalk in hulle huis sit of in hulle tuin of wat ook al. But they don't understand the significance of what this means for the town, you know? En vir toerisme spesifiek, Ja. want ek meen daar is sulke unieke kenmerkende dinge wat in 'n dorpie is, soos dan 'n New Bethesda wat 'n klein dorpie is. So ek stem saam, ek dink ook nie dit is snaaks nie. En dit is vir my oulik, want juist dit, mense het gekom vir die uilhuis en al daai interessante dinge wat New Bethesda bied, en die stilligheid en net die pragt van die dorpie. En toe iemand nou skerp was, wat vir ou Beverly daar neergesit het, nog 'n toeriste aantreklikheid. Ja, man, hoekom vat jy nou iets weg wat die mense van die dorp nommer 1 baie geniet en ook toeriste? So, as jy kyk, as jy luister, vat vir Beverly terug. Wat jou mugshot aanbetref, dalk is jy aantreklik genoeg dat die mense ook sê, spring saam met Beverly in die dam. Well, speaking of things that are here 1 minute and gone the next, Now You See Me, Now You Don't, the latest installment in the Now You See Me film franchise, has recently hit cinemas. And
everyone is talking about the same thing. Actress Rosamund Pike's South African accent. Hollywood has given us some memorable attempts. If you think about Leonardo DiCaprio in Blood Diamond, Matt Damon in Invictus, and Rebel Wilson in The Hustle. A few were decent, for sure, but most drift into that familiar territory of odd, exaggerated, and just not quite right. It's almost unheard of for an actor to deliver a South African accent so authentic that it reminds you of a real person. But now, Rosamund Pike, who plays South African character Veronica van der Berg, or Veronica van den Berg, in the film, may be a contender for the title of Best South African Accent in Hollywood. Let's take a look. I am so ecstatically excited to say that I'm here with Rosamund Pike. Hi, it's nice to meet you. Nice to meet you too. I want to talk about the South African accent. You Yes. nailed it, and I'm not like an expert, but I want to know, is there a phrase that haunts you from the script that was like hard to memorize with the dialect? Oh gosh. Yes, because with the E sound in South African, Yeah. right, some of them go like a bit, But, okay. but some stay with the E sound. There was one line, every good trick has a twist. Twist. So trick and twist. Tick and But they're twist. both I's, right? Right. Every good trick has a twist. You want to try it? Kind of. But maybe if we said it with, Mr. Darcy is engaged to my daughter. Now what have you to say? Mr. Well, Darcy Mr. Darcy. Mr. Darcy is engaged to my daughter. is engaged to my Now, daughter. what is the next line? Now what have you to say? Now, Mr. Darcy is engaged to my daughter. Now, what have you to say? Now what have you to say? Ish? Quite good, yeah. Okay. Say. Say is like it almost just cuts off. Cuts off. Cuts off. Cuts off. I So, can s- Mr. Darcy, Mr. Mister. Mr. That is brilliant. I've watched that video so many times and she is so good. So Well good. done. Ja, well done vir iemand wat hom regtig redelik raak slaan. Ja. Maar dit klink nie vir my vreemd nie, maar toe besef ek, maar dis omdat ek Suid-Afrikaans is. Ja, beslis. Beslis. Sy klink luister. soos 'n tannie van Bryanston. Ja. Sy doen regtig. It's so spot on. Like I can see, we all know that lady. We all know her. We met her. Ek dink dis briljant. Kan jy enige aksente doen, Elsa? Maar ek is seker of van jy en Pieter kan. Nie hoe ek kan glad nie, maar hierdie enetjie kan ek is seker sy kan vir ons 'n bietjie ietsie gooi. Jy kan mos sien, sy het nog niks gesê nie. So Nee, ja, kom nee, ons nee, hoor nee, 'n nee, bietjie. nee, ek kan nie. Ek kan nie. Ag, kom aan, Ek- Roos, man. Nee, ek kan nie. Maar kan jy net vir ons sê watter aksente? Ek kan 'n redelik goeie Amerikaanse aksent doen, want ek het vir 2 jaar in Grease gespeel, the musical. So Ja. we had to have American Okay, accents ja, for that. ja. And my British kind of is here kan and nogal there. dink jy Ek Brits maak kan my man maar na as ek die Britse aksent wil, Hoe is dit? wil doen, maar hy is glad nie windrig nie. Gewoonlik is dit dalk as jy ook voel daar kom dalk 'n krapperigheid, dan vat Ja. jy hom net terug in die Brits. Maar my kinders is nogal baie goed met aksente en hulle sê ek het so 'n video op sosiale media geplaas van hulle sê Daddy says little bits and then what should he be saying? Little bits. Ja. Dan is hulle baie Suid-Afrikaans. Oulik. Ek gaan nie die Afrikaanse aksente probeer nie. Al wat ek net sê, bly waar jy is want hierna gaan dit lekker raak. Baie was dit nou 'n goeie Kaapse Baie aksent? goed, baie Mooi. goed Pieter. Baie goed. Now is the time to build with a partner who is brave, committed, and hungry to help you. who thinks boldly and differently, leads with understanding, Guided by a team of exceptional minds displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal. and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura, To excel, to conquer that new plateau. to live, innovate, and succeed. Los skuld agter met Afriskuld.
The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue, they offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue, pay what you can afford. There's always been something about them. Those insured by AVBOB. It's because we know that AVBOB will be there for us one day. How about every day? Like the vouchers, coupons, and discounts I get to use for my daily living. And what would financial wellness be without an investment plan? Yep, that too. I now invest my money with AVBOB. With AVBOB, there's more than enough mutual value for everyone. AVBOB, we're here for you. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Welkom terug en goeiemôre as jy nou eers by ons aangesluit het. Ons het nog baie waarna jy kan uitsien saam met ons in vandag se program. Die skrywer Cindy Norcott kom gesels later oor haar nuwe boek en die akteurspaar Eloise en Niels Klaasen kom ons meer vertel oor die teaterproduksie Die Wolf, die Prins en sy skoonma. Voordat ons verder aangaan met die oggendpraatjies, Die Wolf, die Prins, sy skoonma, klink amper vir my soos my Emmy tongknoper van Grammy tongknoper van verlede week. Ja. Waar ek ook mos gesê het, ek is nie meer bekend met hierdie Engelse naam. Jy het dit alles gemis. Maar hierdie klink vir my ook na name waarmee ek gewoond sal kan raak. Die Prins, die Kat, die Wolf, die Keiser en sy nuwe klere. Al het ek dit gemis, ek kan dit gaan kyk op ons YouTube kanaal. Dis die goeie nuus, nie net op die YouTube kanaal nie, maar net op die sosiale media platforms ook. Gaan loer 'n bietjie. Pieter se Emmy, Grammy, Tamaletjie. Baie dankie. Okay, tyd vir 'n ernstiger, meer lekker storie dalk. Ja, waar dink julle sal die volgende Olimpiese spele aangebied word? Hulle het dit al bekend gemaak, nee? Ek kan nie onthou nie. Weet ons, wanneer is die volgende? Die volgende is in Amerika? Yes, LA. Ja, Los Angeles. Maar die een daarna? Die een daarna... Nee. Seker maar weer iets soos Griekeland of Duitsland of Europese Eerste wêreldlande. Ja, eerste wêreld Europese land, so ek sê. Interessant, wel. Die minister in die presidentskap, Kumbutso Ntshavheni, het op 'n perskonferensie aangekondig dat Suid-Afrika beplan om aansoek te doen om die Olimpiese spele van 2036 of 2040 aan te bied. Indien dit suksesvol is, sal Suid-Afrika die eerste Afrika-land wees om die spele aan te bied. Die infrastruktuur van die 2010 FIFA Sokker Wêreldbeker bestaan steeds, wat beteken geen nuwe venues hoef van nuut afgebou te word nie en miljoene rand kan gespaar word. Nou, Ntshavheni sê, selfs as ons die spele môre aanbied, is die kabinet vol vertroue dat ons dit met bestaande fasiliteite sal kan huisves. Kaapstad het amper die bod gewen om die 2004 Olimpiese spele aan te bied, terwyl Durban in 2015 die bod gewen het om die Statebond spele 2022 aan te bied, maar weens finansiële beperkings is die spele na Birmingham in Brittanje verskuif. So, hoe realisties dink julle is dit dat ons die Olimpiese spele in Suid-Afrika sal kan aanbied? I find it so strange that they've said, oh, the facilities are still in place from the FIFA World Cup, so just a couple of stadiums, but there's a whole bunch of other stuff that also goes hand in hand with hosting the Olympics. I mean, it's great to have a dream, because where are we now? 2025.
So they want to do 2036, so 11 years from now, or 15 years from now. They want to host, I don't know. I don't know if I can back it. Ek is ook skugter. Ek dink die realiteit is, die verlede het ons ook al geleer dat die feit dat die sokker wêreldbeker gerealiseer het, is nog steeds vir my. How did that happen? But thank you for that. Maar nee, dalk is ons nou net 'n bietjie, is dit 'n premature gedagte? Daar's nog te veel dinge, dink ek, wat in ons land moet gebeur, wat binne in die land uitgesorteer moet word. Infrastruktuur vir ons eie mense en as wat ons kan haap wil vat en wil brag en sê, nou bied ons die Olympiese Spele aan. Dit gaan ongelukkig maar net weer kom. Ek is nou maar die doemprofeet hier. Dit gaan ongelukkig weer kom met 'n klomp bribes en 'n klomp dit en 'n klomp dat. Jy het nou gesien wat gebeur met die G20 ding, wat die mense die paaie goeders hier en daar regmaak. Dan kom mense en sê, luister, ons breek dit af, want julle wil nou skielik julle sokkies optrek, maar as ons aan die deur klop en sê, help ons, dan gebeur daar niks. So, Ek dink daar is 'n paar kwessies wat aandag nodig het, en ek weet ook dat wanneer dit by van die regering se kant af kom, dan is die motivering gewoonlik, ja, maar dit gaan ons ekonomies bevorder. Maar die hoeveelheid geld wat moet spandeer word om sommige dinge eers reg te stel, daai balans is vir my so 'n bietjie, wel, daai is die balans, ek dink is bietjie ongebalanseerd. So, dis dieselfde met die Formule 1 droom ook. In hierdie stadium lyk dit of dit dalk 'n bietjie meer realisties is, maar die Olimpiese Spele, dink ek, is so bietjie op 'n ander vlak. Dit is baie groot, nee, want jy weet, as daar byvoorbeeld vir die canoeing en goeters, moet daar hierdie spesifieke bane en goeters gebou word ook, en wat gebeur dan daarna met hulle? Dan gaan hulle ook net weer staan, soos baie van die stadions White elephants. I think if we look at it in a kind of what the positive impact can be on the country, ek dink so iets kan die hele land eintlik bietjie meer by mekaar bring. So I think it is good to have a dream. And it sounded like I was being facetious earlier, but I'm not. I think we should try and host these things because it does create a sense of community and a sense of South Africanness that I think, I mean, in 2010, we were all like, Philip, he's here, Kinako, it's time, you know, and it definitely was something that solidified us as a country, but I think we have so many other things to address first before financially we can afford to spend this kind of thing. En ook, die feit dat Durban moes sê, sorry, ons kan nie meer die Staatsbondspele aanbied nie, want ons het finansiële kwessies. How embarrassing. Ek dink meer realisties gesproke sal 'n volgende rugby wêreldbeker eerder 'n kans staan of kan gebeur, veral met ons Suid-Afrikaanse Springbok rugby wat op 'n goeie voet is. Dink ek dit sal nou nogal lekker wees vir mense om Suid-Afrika toe te kan kom en juist daai geskiedenis trip down memory lane te kan vat van 1995 af tot waar ons tans is. Ja, want jy kan jouself nie net blind staar in die stadions, jy weet wat opgerig is vir die sokker wêreldbeker nie. Soos wat jy reg gesê het, daar is 'n paar ander dinge ook, swembaddens byvoorbeeld. Jy weet, is iets groot. En veral swembaddens, daar gaan 'n groot stadion gebou moet word vir die duik en vir die dit. Wat ons nog nie het nie. Maar moet jy ophou droom nie, soos ons altyd sê, nie? Ja, die belangrikste, nice to have a dream. Ja, die belangrikste is hier by Goeiemôre, Good Morning, droom ons ook, nee, ons droom saam. Ons droom saam dat Pieter nie oor sy woorde sal tuimel en so aan nie, dat die vakansie ook eersdaags hier sal wees en dat die eksamens nou verby is. Amper dan. Bly net waar jy is, nog lank is ons nie klaar met jou wat vanoggend aan betref nie. Ons gesels hierna 'n bietjie oor mans en ons gesondheid. So, moenie weggaan hier by Goeiemôre, Good Morning. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner, iGlide.
Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Tikkel jy met vet? Denise het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Denise top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Denise bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Denise all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Denise se stresvet nodig. Denise werk regtig. SMS jou naam na 44021. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Welkom terug. Nou soos julle weet in November fokus ons ook op gesondheidssakies en aksies en kwessies wat veral ook mans raak en vandag het ek die voorreg om met Dr. Human, 'n intervensionele radioloog by die Prostate Center Suid-Afrika in Kaapstad te gesels. Dr. Human, hartlike goeiemôre en dankie dat jy vir ons daarvan uit Kaapstad uit join vanmôre. Nee, baie dankie. Ek wil net gou seker maak, jy het 'n pragtige naam ook. Is dit Gerswys of is dit Gerswa? Gershwa. Gershwa, jy sien. Daar het ek toe nou nie een van die twee reg nie. Maar Dr. Human, what is the Prostate Center South Africa en hoekom is dit toe nou begin? Okay, ja, so ons the Prostate Center is 'n unieke konsep in Suid-Afrika, wat ons begin het en ek dink dit begin met die idee dat pasiënte sukkel maar om vrae te beantwoord en te weet waant om te gaan om hulp te kry vir alles hulle probleme het. Ek weet ons mans het mos maar skie om sommer net dokter toe te gaan en vrae te vra. Jy weet vir alles het kom by ons geslagsdele. So ja, die Prostate Center is bestaan uit gesubspesialiseerde spesialiste soos myself, intervensionele radiologie en ook uroloog wat 'n passie het vir mans om pasiënte te help met prostaatverwante probleme. So ons het 'n pasiënt gefokusde benadering om pasiënte al die opsies te bied, wat kan help van minimale indringende prosedures tot gesofistikeerde chirurgiese prosedures om dan soos hulle vergrote prostate te behandel. So ja, dit is wie ons is en wat ons passie is eintlik. Net so in kort, jy weet, wat is die prostaat en hoekom is dit nodig om vir ondersoek te gaan? Die prostaat is 'n klier in mans wat onder die blaas sit en rondom die uretra vou en dit is verantwoordelik om voedingsryke stof af te skei wat die sperms voorsien om hulle funksie te kan verrig. So dit speel 'n groot rol in vrugbaarheid en ook as gevolg van sy posisie speel dit 'n rol in urinering en die proses daarmee. So dit is belangrik om dit te ondersoek in 'n toestand soos BPH waar ons dalk sal gaan praat, veroorsaak dit dat pasiënte simptome ervaar waar hulle urine nie lekker kan uitvloei nie en dit kan hulle funksie inkort en dit is nie noodwendig dat hulle met daai probleem hoef voort te leef nie. Die ander probleem van die prostaat is het ook 'n geneigtheid om kanker te kan ontwikkel. So dit is belangrik om die prostaat te kan begin ondersoek veral na 50 of is daar familiegeskiedenis na 40. Net om seker te maak daar is nie enige kwaadaardigheid nie en dan ook soos ek gesê het, as daar 'n vergrote prostaat is en simptome is na vore dan kan mens iets doen omtrent. Mens hoef nie dat jou lewe in te kort op jou funksie te verminder nie. Dok, jy het nou al 1 of 2 keer ook genoem wat 'n vergrote prostaat aanbetref. Hoekom gebeur dit en ek dink dit is nogal 'n ding wat ook baie meer algemeen voorkom by die mans. Dis reg, ja. 'n Vergrote prostaat kan wees as gevolg van 'n toestand genaamd BPH of benigne prostaathipertrofie en ek dink mens kan dit sien as
verouderingsproses, weet soos wat ons grys word of plooie kry, weet dit gebeur maar in mans as ons ouer word as gevolg van 'n samestelling van gevolge. En dit is eintlik nogal algemeen. So mans oor 50, weet hulle sê selfs 5 tot 50% van mans oor 50 sukkel met hierdie vergrote prostaat en tot en met amper soos 80 tot 90% van mans bo 80. So dis 8 uit 9 mans bo 80 kan het simptome van BPH. Wat is die prostaatarterie-embolisering? Jy weet, en hoe help dit mans? Yes. So prostaatarterie embolisasie is dan nou die een van die minimale en dringende prosedures wat ons kan bied is intervensionele radioloog. Dit is 'n prosedure wat reg rondom die wêreld bekend is en aangebied word as 'n alternatief tot chirurgie en wat dit basies behels is, dit word gedoen as 'n buitepasiënt prosedure. Pasiënt kom in en dan sodra weet in teater dan kry ons toegang tot een van die bloedvate in die lies. En met behulp van die ekstraal vind ons die pad tot by die arterie wat die prostaat van bloed voorsien. En sodra ons daar is en ons bevestig dit, dan kan ons die bloedvloei afsluit na die prostaat toe. En dit is hierdie vermindering in bloedvloei na die prostaat toe wat dan veroorsaak dat die prostaat krimp en verklein oor tyd. Weet, en die pasiënt kan ons sommer dieselfde dag huis toe gaan, die volgende dag is hy weer op die been en so in die minimale indringendheid van hierdie prosedure kan maak dat die pasiënt vinniger weer op die been kom in vergelyking met iets soos chirurgie wat dan bietjie langer met hersteltyd verg. En watter ander behandelings bied julle ook aan? Uit 'n mans oogpunt, so, as ek nou net met fokus op waar ons praat in hierdie maand, mans sukkel partykeer ook met bloedvate wat uitset in die skrotum en rondom die testis is. Dit kan lei tot infertiliteit, ongelukkig, en ons kan ook met 'n minimale en dringende prosedure dit verhoed en laat krimp. Daar is ook met prosedures wat ons kan doen vir mans wat ook sukkel met erektiele disfunksie. Net uit die mannelike oogpunt. So watter tekens sê jy sê of prostaatprobleme is dit wat ou voor op die uitkyk moet wees as 'n man en dit dan nooit moet ignoreer nie? So as gevolg van die posisies gesê van die prostaat wat hy nou rondom die uretra vou en die uitvloei na van die urine bekamp, dit sal lei tot obstruksie van die urine en kan ook irritasie simptome veroorsaak. So simptome sal bewees soos daar is aarseling, die pasiënt sukkel, die persoon sukkel om te urineer, om dit aan die gang te kry. Die vloei is verminder of dit kom en gaan. Of irritasie kan simptome wees soos mens moet meer gereeld toilet toe gaan of meer gereeld opstaan in die nag om badkamer te gaan. Dit is tekens van vergrote prostaat onder andere en dan dit simptome wat mens glad nie met ignoreer nie, as daar glad nie urine uitkom nie, of as daar enige bloed in die urine is, of as dit pynlik is om te urineer. Ek dink dan moet mens dit moet dadelik ondersoek word. Dok, waar kan mense meer uitvind as hulle proaktief wil wees of enige van hierdie simptome het wat ons nou so kortliks aangeraak het? Yes, so nou, ons sal almal ons nooi almal uit om na ons webtuiste toe te gaan. Dit is die www.prostatecentersa.co.za. Daar kan ons luisteraars meer gaan inligting kry oor wat ons behels, maar ook ons kan die konsultasieproses aan die gang kry. Ons kan daar met daai inligting invul en ons kan dat iemand kontak maak en so doen. Mens moet nie almal net aanmoedig om nie bang te wees nie en tog ondersoek in te stel. Baie dankie, dit was dan Dr. Gershwa Human van die South African Prostate Center daar in Kaapstad. Bly ingeskakel. Net hierna is dit tyd vir jou sport saam met niemand anders nie as die immer gewilde Arnold Geerts. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie.
Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Nou ja, dis tyd vir sport met ons goeie vriend en baie gewilde Arnold Geerts en Wat wil jy hê van my? Albert, ek meen jy loop so lekker hier rond. Wil jy koffie en brek en so aan. Okay, ek sal vir jou koffie bring. Hoor, dis vir die volgende week is dit my diens. Baie dankie, jy sien. Daar het jy So net so. Drie Suid-Afrikaanse sportspanne oor die naweek gespeel. Ja. We won everything. Ja, Bafana, No DNA, just RNA. Ja, Bafana was wonderlik. Maar voordat jy nou aangaan met hierdie sport, wat het jy gedink van ons Olimpiese gedagte om die Olimpiese spele aan te bied? Ek voel dieselfde. Onthou julle, ons het so 'n paar weke terug vir Hendrik Verwoerd hier gehad wat gepraat het oor F1 en Hendrik het gesê, verduidelik jy vir 'n hongerkind wat honger moet gaan slaap in die aand, ons wil eerder 'n F1 Formule 1 wedren hier hê as om jou kos te gee. En ek dink dis my uitgangspunt. Ek stem heeltemal daarmee saam. Dit sal wonderlik wees, maar dis misplaas. Op hierdie stadium is dit heeltemal verkeerd. Kan nie reg wees. Al 30 jaar van nou af. As ons dinge reg gekry het hier. Die misdaadsyfer. Dis een ding wat ons glad nie eers oor gepraat het nie. So nee, kom ons kom terug by Bafana en die goeie sport. Baie dankie. 3-1 in Zambia. It's pushed them up in the world rankings. They are doing so well. Dis 'n goeie begin. Na hulle probleme met met 'n speler wat moes gespeel het en nie moes speel nie. So ons is op die regte pad. En dan natuurlik die cricket gister. Themba Bavuma se vegtende 55 nie uit nie. Het Suid-Afrika 'n buitekans gegee op oorwinning en toe nou Pyke Bulwerk wat deurgekom het met die draaier Simon Hamer met sy syfers van die 8 paadjies oor die hele wedstryd. En ek moet jou sê, die twee, Bavuma en dan Coben Bosch, wat so goed saamgekolf het. En hulle het 44 vir daardie paadjie aan mekaar geflans. En dit was op die ou einde die deurbraak. Ja. Dit was net wonderlik om te sien. En hulle het so sleg gekolf in die eerste beurt. Die groot punt, die groot debat is egter, behoort enige opsigter so 'n baanblad voor te berei vir 'n 5-dag toets. Ja, nee, kyk. Ek dink as hy in Suid-Afrika gewerk het, het hy hom gefire. Ek beloof jou nou, ek het geen twyfel aantrent nie. So 'n groot verantwoordelikheid, né? Jy dink is maar net gegadeer, jy moet jou storie ken. En op 'n stadium kon daai blad, as hulle 'n ekstra dag moes gespeel het, kon hy gevaarlik gewees het, want die wip was heeltemal onevenredig. Een bal, selfs van die draaibal bowlers, het jy 'n hele paar keer gesien, spesiaal met Themba Bavuma, omdat hy 'n kort mannetjie is. Die bal land en dan skiet hy op, selfs draaiers. Bavuma was die hele tyd so, selfs met die draai, dit behoort nie so te wees nie, ek is jammer, dis nie goed genoeg nie. Net voordat ons aanbeweeg, né? Het ek my storie verloor? Nee. Ek sit so lekker in begin dink wat jy het, en daar's klomp dinge. Maar dis nie lekker vir my van 'n spansport soos met cricket of rugby of sokker. Baie keer as hy vir die positiewe daai klik gee, soos wat presies gebeur het met hulle golfbeurt en die twee van hulle wat saam gespeel het, en hy gaan vir die positief, is dit so lekker. Dieselfde met die rugby of met as daar net daai iets gebeur, maar ook die ander ding is
As dit net in daai negatief val, dan kom jy nie daar uit nie. Ja. En die interessante ding is, mens weet nooit wat veroorsaak die een of die ander nie. Dis net een klein dingetjie, een klein skuifie, die hele en span dan is verander anders. So, en weer eens, in die positief of in die negatief in. So, ja, het is 'n wonderlike wen, en ons begin weer hierdie week met die tweede toets. Ek hoop net, ons kry 'n beter baanblad. Dit sal goed wees as mens, dit moet 'n eweredige stryd, laaste ding daaroor, laaste punt, dit moet 'n eweredige stryd wees tussen die wilgerlat en die leer. Dit behoort te wees dat die kolwers kan kof en die bowlers kan bal. En elke een behoort 'n kans te kan hê om te wys wat in hulle sit. Pavuma se 50-tal was die hoogste van die, sy 55 was die hoogste kolfbeurt van die hele lot. Van 22 kolwers. Nee man, rarig. Dan, ek het so lekker gekry. Ek het hierdie stukkie gaan opkyk, hoor wat sê Bobby Skinstad oor die Iwe Dr. Erasmus. Luister wat sê. Laat ons luister. Bob, so much has been said this week about Andre Esterhuizen's, not even his performance last weekend, but more, I guess, this role that he now has, this hybrid forward back role, which has become a major tactical weapon that the Springboks now have in their arsenal, hasn't it? It has. I mean, I think, we were doing some prep for the show, and I sort of thought back about 6 months ago. Erasmus was talking about preparing for the biggest games. Not only World Cups, but obviously autumn series is huge for Southern Hemisphere teams, and coming over here at a difficult time of year, etc. And he said, what we fight against is red cards. We fight against ourselves. And the movement, the ability for him to have a player. I mean, remember, Andre Esterhuizen is an inside centre, but he's 127 kilograms. So this is him driving at the back of a lineup. I mean, all the forwards would be delighted he's there because it's extra power. But then what happens is in this game is when they have to defend the full back line, he can go back to his position of centre. And there's an inside centre, the hands, the ability. He's broken off the back of a line out and created attacking opportunities. So I really think it's an extraordinary, innovative way to deal with it. And there he is at the back of a line-out in defensive mode, taking away the advantage that France had because there's not a numbers problem anymore. He's gone back to 12. Marco and I were just talking about it earlier. They've negated the negatives of having a red card, which, I mean, extraordinary. Why would you even think like that? They're completely out the box. Completely out the box, dis baie mooi. But that's what Dr. Rassie Erasmus is doing, I feel, with the game of rugby. He's always 10 steps ahead of everyone else. Like, if this is what's going to happen, we have several contingencies in place to go, okay, we've got 14 men for 67 minutes of this game. 69 minutes in. En ons het ook gesien met die afgelope enetjie. Ekskuus, ek en Ras gesels lekker sport vandag. Nee, gaan julle, ek leer by julle fasiliteer jy. Wat vir my ook lekker was is, hy het van die ouens laat opkom. Hy het 'n beweging of twee gedoen, kom af. Dit het nie gewerk nie. Totdat hy daai ouetjies ook weer bymekaar kon kry, die regte struktuur kon vind. Jy sê interessante ding, en as ons nou, kom ons praat oor Saterdag se toets. Ek wil eintlik nie, want ek wil nog steeds vloek. Ek moet sê ek het Saterdag, ek het my hele kwota vir die jaar opgebruik. Heeltemal. Maar hierdie beslissing sal ek nooit verstaan nie. Sal dit nooit verstaan nie. So die eerste ding is hier, die skeieregter vra, was daar kontak met die kop? En die TMO sê ja, daar was. Duidelik was daar nie kopkontak nie. En meneer James Dolman het toe skuif die hele, alles het geskuif. En elke keer as dit gebeur het, was daar weer 'n verskuiwing van dit wat hy probeer vra het in die oorspronklike. En die TMO, Toal Tranini van Frankryk, het dit ook heeltemal verkeerd gekry. En hulle het 'n foul play officer, sy naam is Eric Gozins, hy het dit ook verkeerd gekry. Iewers moet hulle hierdie stelsel verander. Sonder enige twyfel kan nie so aangaan nie. Hoor daar. Naming and shaming all of those officials. Dit is nou al wat ons het vir jou sport. Bly ingeskakel, want net hierna kyk ons na praktiese wenke om jou handsak te organiseer. Bly waar jy is.
AC/DC Express. Everything electrical. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. We're gonna be alright. Let's go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher. Let's go higher. Let's go higher. We're gonna be alright. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Een vrou se handsak dien baie doele. Dit hou jou noodsaaklikste items en kan werk as mini klerekas, persoonlike organiseerder en selfs as noodhulpkussie. Maar hoe prakties is dit wanneer jy dit op 'n tafel moet uitkeer om iets te vind? Ek gesels nou met Madeleine Rousseau, bekend as die wardrobe coach, vir 'n paar praktiese wenke. Baie welkom hier by ons. Ek wil amper sê welkom terug, né? Ja, dankie. Goed, en dit voel vir my so vreemd om hierdie vraag vir jou te vra, maar ek wil tog hê jy moet dalk net vir ons dit mooi antwoord. Waarom is dit belangrik om 'n mens se handsak georganiseer te hou? Die kort antwoord is 'n goed georganiseerde handsak ondersteun jou dag. Dit gaan nie net oor netjies nie, maar dit gaan oor funksie en die feit dat alles wat jy nodig het georganiseerd en by jou is. En weer eens, dit is soos 'n klerekas, dieselfde sielkundige beginsels geld daar, hê minder, organiseer dit beter, alles voel en werk net beter. Waar sou jy sê gaan ons verkeerd? Ek dink daar's 3 areas waar mense verkeerd gaan. Nommer 1, hulle koop voor hulle dink. So hulle koop 'n handsak en dis dalk 'n pragtige ding om na te kyk, maar jou lewe, dit wat jy nodig het, pas nie daarin nie. Ek self was 'n slagoffer van dit onlangs waar ek 'n pragtige ronde leersakkie gekoop het en die oomblik as jy goed binne insit is hy top heavy en hy val die hele tyd om en alles val op die grond. Ja. Die tweede plek waar mense verkeerd gaan is hulle het nie 'n stelsel hier binne nie. Ja. Alles word net ingegooi en dis te mekaar, so daar's nie struktuur nie, dit maak dit baie moeilik. En die derde ding is mense koop sakke en hulle dink die een sak moet al die funksies in hulle lewe daaraan voldoen. Waar jy het verskillende sakke, jy het byvoorbeeld 'n pap lossak wat meer informeel is, soos hierdie ene. Ja. En dan het jy byvoorbeeld 'n meer formele sak wat meer struktuur het, daar's meer styllyne, hy het baie keer metaalafwerking, so een sak het nie net 'n funksie in jou lewe vir alle kategorieë nie, jy moet verskillende sakke hê vir hierdie tipe goed.
Goed, so nou wil ek ook vir jou vra, hoe kan 'n mens dan die spasie in 'n mens se handsak optimaal benut? Selfde as wat ek wanneer ek pak vir my kliënte, jy het 'n mini-sisteem of 'n mini-stelsel binne in jou handsak. En ek hou daarvan om vir my kliënte te leer, dis 'n 3 sakkie stelsel. So jy het 3 sakkies binne in jou handsak. Belê gerus in sulke grimeersakkies. Jy kry dit by verskeie winkels in Suid-Afrika en eniges kan werk. Die eerste een is jou noodhulpsakkie. Dis soos jou naaldfyl, jou vroue goedjies, pynpille, pleisters, tissues wat daarin kom. Die tweede ene is jou grimeersakkie. Ons almal het ietsie vir jou lippe, 'n ekstra parfuum wat jy daarin sit en die derde sakkie is vir jou tech items, soos jou selfoonlaaier, as jy 'n adapter het, 'n pen, 'n notaboekie. So met daai 3 sakkies, obviously het jy nou jou beursie, jou foon, maar deesdae met die slimfone waarop die kaarte op die foon is, het jy dit eintlik ook nie nodig om eers 'n beursie te hê nie. Baie waar. Ja, so jy het 'n 3 sakkie stelsel hier binne en dit werk heel goed. Ja, en ek sien hierdie is ook oulik wat so aan die kant basies aangeklip kan word. Ja, so min mense werk nog deesdae met kontant, maar as jy iemand is wat dit het nog 'n ekstra klein kontant sakkie in vir jou note en vir jou munte. Goed, nou wil ek ook ek meen jy het nou vir ons 'n hele paar voorbeelde hier, maar wil jy dalk vir ons iets prakties demonstreer of dink jy dit is maar net belangrik om in ag te neem wat presies jy nodig het? Ek gaan sommer my eie handsak gebruik, want daar kan ek vir julle mooi wys die 3 sakkie stelsel. Ja. Ek sal net my foon nie uithaal. Die een met die grimering. Ja. En die teksakkie en die noodhulpsakkie. En nou, as ek van enige handsak deur die dag wil skuif, haal ek net hierdie 3 uit en skuif oor. So dit maak dit eintlik baie meer sinvol, want dan sal jy meer van jou handsakke gebruik ook. Baie van my kliënte sê vir my, ek is te lui om alles uit te pak, maar dit is nogal 'n mission as jy 10,000 goed hier binne het. Maar as alles so mooi saam is, dan werk dit heel goed. Jy verwys na 10,000 goed. Wat is volgens jou die noodsaaklikste wat in 'n handsak moet wees? Kyk, ons het nou baie ons vrouens het maar baie goeder, so wat ek dink as jy daai 3 kategorieë van die sakkies het, soos jou noodhulpgoeders, jou emergency goed, jou grimering, jou goed wat jy nodig het soos jou selfoon en sy laaier, dan is jy goed georganiseerd en reg vir jou dag. Ek dink ook dit is belangrik om te weet dat jy sekere sakke moet hê. Ja. En elke vrou moet 5 verskillende sakke hê deurlopend in 'n seisoen. So ek sê dit is die algemene elke dag werksak. As jy 'n laptop of 'n iPad moet saamdra, kan dit 'n bietjie groter sak wees. Ja. Dan 'n crossbody sak vir daai dae wat jy beide hande nodig het. 'n Klein formele aandsakkie. Ja. Is reg, ek hou gewoonlik van 'n blink een. Ja. Die tyd het ons nou ongelukkig ingehaal. So ek wil net vinnig uitkom by waar kan ons meer inligting in die hande kry as iemand jou hulp benodig? Julle kan my kontak deur my webwerf www.curatedstyle.co.za, op Instagram curated_style_sa of hulle kan my WhatsApp enige tyd. Madeline, baie dankie. Nou ja, daar het jy dit. Hou maar daai handsak georganiseer en so gepraat van 'n georganiseerde handsak. Ek dink dit is belangrik om dalk 'n boek ook byderhand te hê. Oor na jou, Roseanne. Thank you so much, Elsa. Cindy Norcott is an entrepreneur, motivational speaker, and founder of the Robin Hood Foundation. She spent over 30 years building businesses, inspiring thousands through her talks, and running more than 120 charitable projects each year in KwaZulu-Natal. She joins me now to talk about her new book, Weight of Hope, a practical guide full of advice for anyone wanting to make a real difference through charity and philanthropy. Cindy, welcome to Goeiemorgen, good morning. It's lovely to have you. Good morning. It's wonderful to be here. What inspired you to write Weight of Hope? Basically, this year, 2025, has been the 20th anniversary of my charity, which is called the Robin Hood Foundation. And at the beginning of the year, I decided it's a milestone moment. I'm actually handing over the reins to a new board. And I decided that wouldn't it be wonderful to mark this occasion by writing a book about the lessons I've learned. Over the years, I've had a lot of other nonprofit leaders and founders ask me for guidance, asking me, you know, what has made your charity so successful, so impactful and sustainable?
And I thought, wouldn't it be a wonderful passing gift, passing on the legacy to other people so that when they read this book, they can learn all the mistakes I've made, all the lessons I've learned. I also interviewed 20 other nonprofit founders and employees. So I've packaged this in a little book, which I'm so excited to pass on. What are some of the biggest lessons that you've learned, Cindy? Gosh, I've learned so many. But I think the one thing I've learned about a nonprofit, it's really, really tough work emotionally. It's very, very tough work. You take on a lot of societal problems, and you really often are looked at by the community for every single answer. But I think the one thing I've learned about running a nonprofit is that the business model is essentially not sustainable. Because if you think about it, a nonprofit, if they are successful, they run lots and lots of projects that are impactful, meaningful, sustainable, and significant. The problem is that when you do that, you need to spend a lot of money. But when you're spending a lot of money, you need to raise a lot of money. So it's kind of like this crazy cycle of making projects happen, spending the money, and then looking for the money. And the one thing I've realized is that the public get bored. So, you can't keep doing a gala ball. You can't keep doing raffles and auctions. So you've constantly got to come up with new, innovative, and exciting ways to attract people to support you when there are many, many other amazing nonprofits that also are doing the same thing. Cindy, I love that you bring that up about constantly needing to innovate and think of new things. And that is one of the reasons why founders can often face burnout, which in your book you say is a big problem in the philanthropy field. Absolutely. I've seen this with many, many people where they reach a point where they have compassion fatigue. And I've seen it in my own charity. We are not a disaster relief charity, but in KZN, we have had quite a few disasters where you have to step up. And in those moments, you cannot stem the tide of people asking for help, whether it's food, clothing, mattresses. And I think when you go into this work, if you are the type of person who wants to chair a foundation or work in one, passion is the main ingredient, and that heart for service. I think the problem comes in when it's just completely, it's just like an avalanche of requests. And I think sometimes there's this emotional strain when you've got limited resources and you feel like you're playing God sometimes, where you're going, who gets, who doesn't? And that's quite a horrible space to be in. So what I've realized is that the very passion that draws you into this work without the boundaries tends to create burnout. Cindy, what are you hoping in closing that readers will take away when they read Weight of Hope? For me, what I'm hoping is that I've included chapters on fundraising, on how to handle volunteers, on every single lesson that I've learned, every mistake I've made, and the other nonprofits have made. So for me, this little book is a roadmap and a guidebook in an industry that's very unregulated, where a lot of people go in with so much passion, but with not much experience. So my goal is that when people read it, they will feel equipped. They will feel like they've got a mentor in a book that can, they can turn to chapter, how to handle this problem, how to handle volunteers. And for me, it's not just for the people already in the space, but what I'm hoping, in a country like South Africa, there's so much need. So I'm hoping that anyone who has that yearning to make a difference will read this book and feel like it's a call to action to make a difference. Thank you so much, Cindy Norcott, author of Weight of Hope. Stay tuned. We'll be back right after this. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly.
ProCare, where care feels like home. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Delicious. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Sam. Go on. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Shh. Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher. Let's go higher. Let's go higher. We're gonna be alright. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than Dotsure. And when you buy pet insurance online from Dotsure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Drive.co.za bied Suid-Afrikaners 'n slim manier om agter die stuur van 'n nuwe voertuig in te klim. Jy kan die vryheid van 'n motor sonder die kopseer van finansiering geniet met 1 maandelikse fooi wat versekering, dienste en onderhoud dek. En ek gesels nou met hulle hoof van risiko, Herman Burger, om meer uit te vind. Herman, baie welkom. Môre Elsa. Goed, vertel net vir ons so 'n bietjie meer van Drive.co.za en dan wil ek ook hê jy moet vir ons sê hoekom jy na iets soos risikomodelle kyk. Jong Elsa, so ons is 'n subskripsiemodel waar ons karre verhuur vir 'n tydperk van kom ons sê tussen 20 en 24 maande. Dit sluit dan dit sluit alles in die pakket van versekering af regdeur tot jou, ek wil amper sê in Engels, soos jou smash and grab, jou tracking, jou dienste, alles word ingesluit. So dis 'n eenmalige fooi wat die kliënt betaal, wat hy net sy petrol ingooi. So vir ons is dit belangrik om daai risiko te bestuur, omdat die voertuig altyd binne ons naam bly. So wat gebeur in die geval is ons is verantwoordelik vir die waardevermindering, vir die rentes op daai voertuig, vir die dienskostes, alles wat gepaard gaan daarmee en ook die risiko saam met die bestuurstyl van die kliënt self. So dis hoekom dit vir ons belangrik is om ons wil graag besluite kan maak vinnig, en goeie besluite kan maak. Maar in dieselfde proses wil ons ook vir die kliënt ons wil die regte fooi kan vra. So die initiële fooi en die maandelikse fooi wat daarmee gepaard gaan. Anders wil ons ook 'n kliënt in die regte voertuig sit. So ons wil daai risiko kan bestuur uit daai oogpunt uit, maar dit is belangrik dat ons konsekwent kan optree in ons besluite going forward en in die pad af, en dat ons ook vinnig kan groei. Maar met vinnige groei wil ons graag seker maak ons maak die regte besluite, sodat ons die risiko kan bestuur vir 'n kliënt vorentoe. So is hierdie risikomodelle 'n unieke konsep? Glad nie. So die risikomodelle is glad nie 'n unieke konsep nie. Dis 'n konsep wat
al verskriklik lank in die bankwese gebruik word, in die versekeringsbedryf gebruik word. In Drive se geval kyk ons na 'n kombinasie van dinge, soos 'n ITC score. Ons gaan kyk na bankstate, ons gaan kyk na jou ons gaan kyk na jou payslips in hierdie geval. Ons gaan kyk na al daai elemente en sit dit bymekaar. Selfs die risiko van die voertuig. So dis hoekom dit vir ons belangrik is om daai, ek wil amper sê, dinamiese model te skep in die langtermyn vir 'n kliënt. En selfs vir ons, om daai data op verskeie baie elemente dis gebaseer op 'n verskeie klomp elemente. Statistiek is een van hulle. Ons gaan kyk na, ek wil amper sê, soos ons in Engels sal sê, AI. Ons gaan kyk na die geskiedenis van die kliënt self. En ons kombineer dit alles saam om dan vir ons 'n redelike dinamiese model te kan gee om te kan aanpas by die toekoms. Wil jy dalk 'n bietjie meer vertel oor die verskillende elemente waaruit sulke modelle bestaan en of dit baie gesofistikeerd is? Dit is so gesofistikeerd soos ek dink jy wil dit maak. In 'n geval soos hierdie model is daar 'n verskillende klomp elemente. Ons sal begin by, kom ons sê, 'n ITC score wat meer 'n numeriese waarde dek. Daai numeriese waarde koppel ons dan, kom ons sê, na bankstaat. Ons gaan kyk na die kliënt se profiel. Ons gaan kyk na hoe die kliënt met sy geld werk. Hoe werk hy met sy krediet? Hoe lank is hy al op 'n spesifieke plek? Waar werk hy of hoe lank is hy al in sy posisie? Hoe lyk sy geskiedenis ten opsigte van lenings en hoe bestuur hy daai geld wat hy wel inkry? Ja. So dit is 'n kombinasie van 'n klomp elemente wat ons dek binne in so 'n risikomodel. Sê vir my, waar kan ons kykers meer inligting in die hande kry? Die maklikste is om na ons webtuis toe te gaan, www.drive.co.za. Daar sal jy die meeste van die inligting kry. Jy kan ook aansoek doen vir jou voertuig op daai platform. En dan kan hulle my direk kontak ook, sou hulle wou, by 083 579 0653 vir enige verdere inligting. Goed, ek dink dit is al waarvoor ons tyd het vandag, maar baie dankie dat jy vir ons meer kom vertel het. Dankie, Elsa. Nou, so gepraat van vryheid met voertuie, ons kyk nou na 'n video van die naweek se Wonderboom ligskou. I say we just saw some of the iconic aircraft that were on display at this weekend's Wonderboom Air Show. And I'm now joined by Jared Sinovich, Program Director for Flying Displays. Jared, good morning. Good morning, and thanks for having me. Welcome, man. It looks like you had an exciting weekend. I was very overwhelmed. I've actually crashed yesterday. I was so tired and overwhelmed from just putting on a great show for the public. Yeah, you just gave me a fright there. I crashed, not a plane. No plans. Tell me, do you think everything was good and the way you wanted with regards to the weekend's air show? Everything went perfect. Just unfortunately, the weather gods played up, and at about 1 p.m. we had to cut the show. But luckily, with regards to the airport or the air shows like that, a lot of things happens in the morning. Exactly. So we got through most of the program. We put the big guns out. So, yes. Were there any standout moments that you at least got to that was a highlight for you? Definitely the new Airlink Embraer E195-E2, brand new aircraft from Brazil, and Airlink put it on display, flown by Jaco Hennen, and yes, it was a first for a South African air show. Airlink is also
the guys that don't back down, and they are always part of this air show. Exactly. Good relationship that you guys have with Yes. them as well. Most of the previous Wonderboom air shows, Airlink has taken, brought one of the aircraft to put on display. So, talking about you crashing and just relaxing and resting, can you give us a behind-the-scenes look of how much time and effort actually goes into organizing and hosting a air show like this? Well, the meeting starts basically months before. A lot of paperwork has to be done to have these air shows. And also we have to deal with the South African Civil Aviation Authority to make sure everything is in line and a lot of safety is put in place to have this air show. That's the most important thing. I mean, obviously the facilities, like you said, the security, the safety. Exactly. The other challenge obviously must be what aircraft and pilots. Exactly. That's also a big logistical nightmare, but we make it happen. And look, we have the South African Air Force that comes to, play a big part in this. And a lot of the aircraft are placed all over South Africa, so we need to get them up to Pretoria for these events. So, yes, getting ground crew, getting paperwork, and also making sure there's pilots available for the aircraft to display or to be on static display. I was about to ask, I mean, obviously there's a difference between a normal commercial pilot and a display pilot. Correct. And those guys are getting in the senior years as well. Exactly. And like we spoke earlier, we need to have a new generation of display pilots coming up, and because yes, a lot of the older display pilots are getting of age and we need new blood. Are you a pilot yourself? I have got a PPL that I did in high school back in the day. So yes, aviation is in my blood. I think I also attended my first air show in 1998 in a push pram at Waterkloof. So yes, probably done about 300-400 air shows in my years. How do we compare with air shows abroad? Look, for the African continent, we have some world-class acts. If you look at the rest of Africa, I don't know how many other air shows happen in countries, but South Africa it's up there. Yeah, Wonderboom Air Show is one of the bigger air shows as well. But I've seen a few places where there's an airport or whatever where they actually do have an air show. Why do you think it's important for people to go and experience an air show? It's to get into aviation. It's to also be entertained. It's to also see, for example, Airlink, their new aircraft on display. It's also to get into aviation itself. It's a career path, So, yeah, that's one of the things. So were there any new elements or surprises added to this year's air show? So for Wonderboom, I think this was the first time we had 2 Rooivalks from 16 Squadron, Air Force Base Bloemspruit. We had one flying and one static. So, yeah, we don't see the Rooivalk that often. It's one of those hidden gems. So when we do see it, it's a wow moment. If you think of an air show, how do you meet this or measure the success? If you think, is it by way of audience attendance or their reaction? Or I see it more of it being a safe air show and seeing the smiles on the little ones and the reactions, because that was me back in the day. That was me sitting in the crowd there and smiling and just being aware of seeing these aircraft on display. Fabulous, Jared. Thank you so much. Hopefully with the next one, the weather will also be good so you can continue for the whole day. But thank you for popping in, and please make sure that Goeiemorgen, Good Morning get the invitation for next year's Wonderboom Air Show. Definitely. Ons help graag en ek bring my verrekykers saam. Bly ingeskakel want net hierna gesels ons verder hier op Goeiemorgen en ook met 'n lekker glanspaartjie, die akteurspaartjie Niels en Eloise Klaasen. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering
en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en ry slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Delicious. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Sam. Go on. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Sukkel jy met vet? Tenaz het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Tenaz top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Tenaz bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Tenaz all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Tenaz se stresvet nodig. Tenaz werk regtig. SMS jou naam na 44021. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Nou ja, vanaf die 20ste tot die 23ste November is die skreeusnaakse nuwe pantomime Die Wolf, 'n Prins en sy skoonma met Peer Breitenberg, Marley van der Merwe en Niels en Eloise Klasen by die Afriforum Theater in Pretoria te sien. En die glanspaartjie Niels en Eloise sluit nou by my aan om meer oor hierdie produksie te deel. Hallo julle. Hoe gaan dit? Dit gaan goed en met julle. Dankie dat julle hier is. Goed, waaroor gaan hierdie teaterproduksie? Nou goed, pantomime is altyd baie kleurvol en het altyd 'n sprokie wat so van sentraal tot hom lê. En so ons sprokie is nie net een sprokie nie, ons het sommer 'n klomp van hulle gevat. Maar ja. Een van die hoofkarakters, want ek kan sê ek is die enigste nie. Een van die hoofkarakters is die wolf, Wolfgang Wolfhard. En hy is 'n vegan. Maar hy beland in die Bosveld. Ons storie speel af in die Bosveld. Hy beland in Bomalapa Branderfontein. Omdat Jakkals met Wolf se vrou, sy vrou getrou het. En die paparazzi, want hy's 'n akteur, 'n baie beroemde akteur. Jy het hom seker gesien in Mowgli en White Fang en Dances with Wolves, die eerste rol. Land hy nou in Bomalapa Branderfontein en hy ontmoet al die karakters, soos Rooikeppie natuurlik en haar ouma, maar ook vir Jan Prins wat as Poester se man is, wat hom jag want hy soek 'n wolfkop teen sy muur. En uiteindelik gaan dit oor ook Jan se skoonma wat die stiefma van Aspoester is en sy was ook die stiefma van al die ander karakters. So alles word so saamgeflans tot een storie wat beautifully aan die einde van die dag uitspeel en tot 'n punt kom. Weet jy, dit klink vir my baie interessant. So waar het hierdie idee vandaan gekom? Daai malbrein. Wat 'n malbrein? Nou, kom ons, ek bedoel, julle is egter net 4 akteurs op die verhoog. So vertolk julle
verskillende rolle en moet julle blitsvinnig verklee of hoe werk dit? Ja. Ons het 13 karakters wat ons tussen die Jo. 4 van ons doen. Ja. Niels het seker gemaak ons is besig nie net op die verhoog nie, maar ook agter die verhoog. Daar's 'n konstante verandering, ja. Ja, want ons moet dit interessant hou, want ons het nie 'n groot ensemble wat ons kan help nie. Ja. Net Ek kan nou verstaan waarom sy daai byvoeglike naamwoord gebruik het vir jou brein. Goed, nou daar is 'n tradisie in pantomime dat 'n man die rol van 'n vrou vertolk. Doen julle dit en wie kry daardie voorreg in hierdie produksie? Wel, Peer word gesien as goue lokkies op 'n stadium. Okay. Pragtig, regtig mooi. Sy maak 'n mooi vrou, veral met sy baard. Regtig. Hulle sê the show's not over till the fat lady sings. Sy's nie noodwendig vet nie, but she's definitely bearded. Ja. So ons fat lady is bearded. Maar ja, so hy kry daai voorreg. Maar die res van ons, ek bedoel, Hy's ook ouma. ja, Hy's en hy's ook ouma, natuurlik ja. ouma ook. Ja. Ek het ek's Wolf en ook Hansie Slim. Ja, selfs Hansie Slim maak 'n draai. Hy ontmoet vir goue lokkies, maar goue lokkies is 'n whack job. Kyk, as die kykers nie al teen die tyd nou belangstel om te gaan kyk nie, jy weet, dan het julle ons nou oorreed. Absoluut. So jy het nou verwys na Wolf, so jy vertolk die hoofkarakter. Maar dit klink asof jou wolf nie soos enige ander sprokieswolf is nie. So jy het nou vinnig na hom verwys, maar verduidelik ook net 'n bietjie meer oor wat hom uniek maak. Ja, ek dink die uitstaande element van 'n pantomime is dis 'n sprokie, maar wat mense altyd sentreer in 'n ander plek. En ons doen dit obviously dis die Bosveld. So dit op sigself die tradisionele pantomime bos word na die Bosveld. Die wolf voel heeltemal geïsoleer daar. Hy maak nie vriende nie. En dis eintlik sy tema. Regtig, al die karakters te midde van die feit dat dit net kleurvol en so aan is, het eintlik nog 'n tema. Hy het sy eie dilemma en konflik en hy's in konflik met die Bosveld. Die Bosveld en al sy mense is in konflik met hom want hulle wil hom nie aanvaar vir wat hy is nie. Hy's anders. Hy's nie soos ander wolwe nie. Hy's 'n vegan. En hy's sensitief en hy's 'n akteur. Hy wil gee, nie net vat nie. En dis baie moeilik vir mense om te aanvaar en ek dink dit is dieselfde in ons lewe ook. Jy weet daar's mense wat nie noodwendig die mold in die mold pas nie, wat nie die stereotipe is nie. En die wolf en eintlik al ons ander karakters is dit daar's baie dimensie tot hulle. Hulle is nie net what you see is not what you get. Goed, so daar's 'n paar karakters, maar ek wil stil staan by Rooi Keppie vir 'n oomblik. Wat kan 'n mens van die karakter verwag? So sy's nie jou algemene sprokiesverhaal meisie nie. Sy's baie modern. Sy's 'n vrou wat op haar eie 2 voete kan staan en sy vat nie Wolfhard se strooi nie. Ja. Jy sien Wolfhard wou nie eet of haar ouma nie. Maar Wolfhard wil my sweet steel. Ja. Hy wil my sweet Hy's 'n suikerverslaafde. Ja. Verstaan. En dis 'n vegan en 'n suikerverslaafde. Ja. So die veganism, hy kan nog steeds sweeties eet en dan met 'n wolf, as 'n wolf suiker inneem, dan klats hy uit. Verstaan, dan doen hy goed wat hy nie kan onthou nie. Dis basies soos mense in Mampoer. Dis dieselfde vir wolwe. Okay. Goed, ons het 'n minuut oor, so ek wil vinnig vra, waarom sal julle mense motiveer om te kom kyk en waar kan ons kaartjies in die hande kry? Dit is familievermaak. Jy kan almal bring, van die kleinstes tot die oudstes. Of ons sê van die jongstes tot die jong van gees. Die jongstes van gees. Ja. Die kaartjies is by die teater by www.afriforumtheater.co.za. Dis dit seker in Afrikaans. www. Ja. Nee, julle dis goeiemôre, good morning. Oh, ja, natuurlijk. Yes, and even the English people can come because I'm sure you can also understand Afrikaans. Dit was heerlik geweest om met hierdie glanspaartjie te gesels. Volgende keer dink ek met julle hele gesin eintlik sommer net saamkom. Ja nee, maar dan moet ons baie tyd hê want dit is mal. Ja, want hulle is super famous. Ek moet miskien dalk net vir so 'n naweek by julle kom kuier. Ja, goeie idee, goeie idee. Sou dit wees. Baie dankie, ons sien uit. Bly ingeskakel want net hierna maak ons musiek saam met onderbroeke of sonder onderbroeke liewer.
Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. ACDC Express. Everything electrical. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. There's always been something about them. Those insured by AVBOB. It's because we know that AVBOB will be there for us one day. How about every day? Like the vouchers, coupons, and discounts I get to use for my daily living. And what would financial wellness be without an investment plan? Yep, that too. I now invest my money with AVBOB. With AVBOB, there's more than enough mutual value for everyone. AVBOB, we're here for you. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids. We're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. En hierdie tyd van die oggend is dit tyd vir musiek en ons luister nou na, mooi luister, Sonder Onderbroeke met hulle nuwe enkelste speakers. Vrydagoggend die wekker gaan af, ek's wakker. Ek kry jou boodskap, lekker werk, sien jou later. Ek kan nie wag hier vanaand, gaan die klippies rol. Die baie is in, nog voor die dag begin. Kry jou gat en raad, dis amper naweek. Sit die speakers, 'n bietjie harder. Kry jou mense word 'n bietjie wakker. Is jy okay, bro? Het jy nog ys daar? Hierdie party gaan nou lekker opvraag. Wow-oh, 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 lekker, lekker opvraag. Wow-oh, 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 lekker, lekker opvraag. Asai. Lekker, lekker opvraag, veral so vroeg in die môre, sonder onderbroeke. Baie welkom en goeiemôre. Baie dankie. Ek moet net gou eers hoor die naam, waar dit gebeur. Is daar 'n storie daaraan? Jy weet, want lyk vir my daar is 'n storie toe eventually ook oor die naam. Wie gaan vertel? Ja, kyk, die naam het gekom van ek en my vriende op skool het maar so 'n joke gemaak toe ons nou obviously baie jonger was, dat as ons nou eendag groot is en 'n Afrikaanse band kan speel, dan sal ons hierdie naam Sonder Onderbroeke kan uitdink, en toe kom die geleentheid en toe gryp ons hom. So hier is ons. Kort en kragtig. Ek is so bly dit het nou niks gedoen gehad met 'n meisie of 'n dit. Jy weet Robbie het mos destyds gesing, ek my Spider-Man boxers by Sonja vergeet.
Net so vinnig, net om almal voor te stel aan wie is wie. Wat is jou naam? Henry? Bram en Adrian. Daar is hy, die drie van julle. En sing julle al lank saam? Nee, dit is nou 'n jaar en ja, ek sal sê 'n jaar en 3 maande omtrent. Ja, dis glad nie lank nie. Ja, ek meen hierdie storie het hierdie band storie het eintlik half per ongeluk begin. Ons het net gesit en gesê, "Weet kom ons skryf 'n bietjie 'n song vir fun" en toe besluit ons kom ons skryf. Ek het relatief onlangs met my meisie van so 'n paar jaar opgebreek en sê ek nou kom ons skryf 'n song met haar. En toe kom Lego, so ons eerste single wat uit is. En ja, ons het nie gedink ons gaan enige plek in gaan nie. Ons het nie die blokkies het mooi in plek geval. Net so. En ja, jy sit ons het nou Aitsa al en ons is hier op TV. Ons het nooit gedink dit sal gebeur nie. Jy moet dit nie net so gooi nie. Wat se Aitsa? Jy moet vir ons vertel. Jy het die Aitsa gewen vir nuweling van die jaar. Baie geluk, baie geluk. En dit alles sonder ek bedoel dit alles is gewen deur sonder onderbroek. Net so. In albei maniere. Wel, maar die naam werk toe nou lekker, nee. Het jy ooit gedink dat hierdie naam so lekker sal stiek? Want ek dink daar's altyd 'n storie oor sonder onderbroeke. Ja, nee, definitief. Ek dink dit help baie. Ek dink dit help baie dat mense ons onthou. So ja, dit staan uit in die era van die weird name, dink ek ons sit hom nogal se nails. So definitief. Ja, ander kunstenaars word regtig onthou vir sonder onderbroeke. Wat hulle voorprogram gedoen het. Ja. Grappie. Hierdie liedjie Speakers, hoe is hy gebore? Ja, van Lego na Speakers, vertel. Ek dink ons was lus vir 'n lekker party tune. En toe kom ons net so by mekaar en sê wel baie great songs het O's of O's en of iets is dit. Dit skryf ons ook 'n song met 'n O line in dat die mense hom kan saam sing. Ek het ook nog al jare terug 'n liedjie gehad. En die mense sing dit saam. Hulle sing, maar dit is baie maklik. Partykeer is dit moeilik om te onthou. Dit hang net af hoe lank jy al sonder 'n onderbroek luister. Ja. Net so. Hoe lyk die planne vir ek meen obviously was die Aitsa ook nou 'n lekker boost vir julle. En nou weet julle, kyk, hoe moet ons uithaal en wys? Wat lê voor? Het julle lekker planne vir die nuwe jaar of wil julle maar net meer doen en meer gereeld gehoor gesien word? Ja, kyk, ons het nou as ongelooflike mense wat ons so rukkie terug gekontak het van Reckless Bear af. Hulle help ons uit met bietjie merch. So ons wil baie graag 'n bietjie merch doen en dit uitkry aan mense as mense sou belangstel. Ek dink daar's baie kreatiewe idees wat ons vandag mee kan kom. En dan natuurlik net shows. As enigiemand ons wil boek op enige sosiale media platform, stuur ons 'n message of is julle ook op sonder onderbroeke? Yes. Ja. Net sonder onderbroeke, daar's nie jy gaan nie sukkel om dit te kry nie. En as julle nou dink nie locally nie, maar wie sou jy sê het julle musiek genre of iets die styl van julle as 'n span nou as groep bietjie beïnvloed of beïnvloed nog steeds? Ek dink definitief van my kant af Glaskas. Huge influence op ons sound. En dan eintlik baie meer die alternatiewe ouens, Zaan Sonnekus en jy weet daai tipe mense. So ja, ek dink julle. Ja, definitief. Polisiekar. Ja. Daai tipe ouens is definitief. En natuurlik die Stokstyf Dansorkes. Ons kan nie 'n bietjie humor. Ook 'n goeie naam. Net so. Die Stokstyf Dansorkes saam met sonder onderbroeke. Kan julle imagine hoe gaan dit sal 'n party wees. Hoe voel julle oor hoe lyk die Suid-Afrikaanse musiek vir julle op hierdie stadium? Ek meen daar's regtig so magdom van goeie kunstenaars ook en groepe. Is julle happy? Is julle opgewonde oor wat voor lê? Ja. Nee, definitief. Ek dink daar is die industrie is eintlik baie kleiner as wat mense dink. Almal ken mekaar, al die ouens speel in dieselfde bands, almal hang in dieselfde sirkels uit. So ons sien baie uit om jy weet om 'n bietjie meer mense te ontmoet volgende jaar en bietjie paar collabs te doen en so aan. So ons is opgewonde. Enige shows of wanneer kom Speakers? Is nou al formeel uit musiekvideo en alles? Speakers kom Vrydag uit. Die 1 November. Dankie dat julle ons week kom opkikker het met hom. Baie dankie. Baie dankie vir julle vir die geleentheid. Maak net volgende week of volgende keer seker dat julle nie sonder onderbroeke hier aankom. Aha, is die aap uit die mou. Dis al wat ons vir julle het van vanoggend. Ons sien julle môreoggend weer klokslag om 6:00 hier op Via vir goeiemôre, good morning. Ek hoop jy het 'n heerlike dag. Onthou soos ek altyd sê, maak 'n verskil, meer belangrik, wees 'n verskil. Tot môre.
Los skuld agter met AfriSkuld. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, Guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed.